Baie welkom by ons diens. Hier is 'n bietjie oor wie ons is en hoe ons glo oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en Susterskerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi van die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. 'n Veilige plek om hom te ken en hom bekend te maak. 'n Paar afkondigings vir die week wat voorlê. So as julle by die kerk ingestap het vandag, sal julle sien dit lyk bietjie anders daarachter. Ons is besig met 'n care projek en ministry expo. Die week vir die omgee projek is dit die parkies in Seattle omgee projek. En dan wat die bediening betref is dit die kinderkerk. Nou as jy wonder oor die kinderkerk of nuuskierig is of graag wil deel word of selfs bang is vir die kinderkerk, kom en gesels met ons, praat met ons en kyk waarmee jou geestelike familie besig is en dalk waar jy betrokke kan word. En dan vir die 19de Maart het ons weer 'n nuwe members bymekaar kom. So as jy nuut is in die kerk of graag wil aansluit, kyk op julle stoele, daar is 'n connect kaartjie en ons wil graag met julle connect. So vul hom in en ons sal na julle uitreik. En kom woon by die 19de Maart. En dan baie belangrik, die 16de Maart is ons nie by die kerk nie. Maar ons het nog steeds kerk. Ons het 'n at the movies service. So kom saam Grove toe by die movies waar ons nie net een nie, nie net twee nie, maar 3 flieksale het. Spesiaal vir die groot mense, die tieners en die kinders. So kom saam, geniet die tyd saam met ons en maak seker jy nooi 'n vriend, jy nooi jou familie, dat ons saam die tyd kan geniet. Kan jy glo dat ons by die laaste Sondag is van ons 40 dae van liefde? 6 Sondae, 6 midweek byeenkomste, 40 dae wat ons gefokus op hierdie klein woordjie wat eintlik so kragtig is in ons lewens, om lief te hê. Ons het in die laaste 40 dae gesels oor liefde. En ons het die eerste Sondag begin met 'n teksvers in Matteus 22 vers 37 en 39 en ek wil dit weer vir jou lees, soos ons by die laaste Sondag in hierdie reeks kom oor liefde. So hy is hierdie Fariseer wat in 'n gesprek is met Jesus en hy het 'n gesprek met Jesus eintlik om Jesus in 'n stryk te lei, sê die Bybel. Hy wou nie eintlik die antwoord gehad het op die vraag nie. Hy wou eintlik vir Jesus in 'n stryk gelei het en hy wil by Jesus weet wat is die belangrikste ding, wat is die grootste ding in die lewe. En Jesus antwoord hom. Hy sê vir die Fariseer en hy sê vir my en vir jou vandag: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. So Jesus antwoord op. En hy sê vir hom die belangrikste ding is dat jy die Here jou God moet lief hê. Met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En hy sê dit is die groot gebod. En die Fariseer van daai tyd en ons ook vandag sou gedink het dat Jesus hier moes gestop het. Want dit is tog die groot ding oor liefde. Dat ons God moet lief hê. En dit is 'n absolute waarheid. Ons moet God lief hê. Dis die eerste liefde in ons lewens. Dis die belangrikste ding in ons lewens. Maar dan gaan Jesus bietjie verder met hierdie hele gedagte om vir God lief te hê. En ek dink dit het hierdie Fariseer so bietjie gegooi, dit het hom so bietjie onseker gemaak en is geweldig uitdagend vir jou en my wat hierna luister 2000 jaar later. Waar Jesus die volgende sê, en die tweede wat hiermee gelyk staan. Dis 'n groot ding om te sê dit. Wat is so groot dat dit kan gelyk staan met die feit dat ek en jy die Here moet lief hê met alles wat in ons is? Wat is daai ding wat so groot is dat dit gelyk staan met hierdie liefde wat ons vir God het? En dan kom Jesus en hy omskryf hierdie groot radikale gedagte. Hy sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis 'n groot ding om te sê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis vir ons baie maklik om hierdie eerste gedagte te omhels. Ek moet die Here lief hê met my hele verstand, my siel, alles wat binne my is, ek moet hom lief hê. Dis baie makliker vir ons om te omhels. Maar hierdie tweede gedagte, dat ek my naaste moet lief hê soos myself en dit gelyk staan aan hierdie groot gebod. Dis 'n groot ding wat Jesus sê. So Jesus sê hier in Matteus 22 vir ons wat die volgende 40 dae geluister het na die gedagte oor liefde, dat liefde is, jy moet God lief hê met alles wat in jou hart is. En dan moet jy ander lief hê, soos wat jy jouself lief het. En hierdie twee goed is gelykstaande aan mekaar. Hulle is maatjies, hulle stap saam met mekaar. Groot gedagte wat Jesus gee. Dan is daar 'n storie
in die Bybel en Markus, wat hierdie hele gedagte prakties maak. En ek dink ons moet dit prakties maak, soos wat ons aan die einde van hierdie reeks kom. Het is vir ons baie maklik om ons hande te omhels, die gedagte om God lief te hê, en ons weet min of meer wat ons moet doen, maar prakties, hoe lyk dit om ander lief te hê soos onsself? En daar is 'n storie in Markus 2, ek gaan dit vir jou lees. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom, so daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor die boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. 4 van hulle het hom gedra. En toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. En nadat hulle opening in die dak gemaak het, laat hulle hom op die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, afsak. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Vriend, jou sondes is vergewe." So uit hierdie storie en hierdie hele gedagte dat ons God moet lief hê en mense moet lief hê en dat die twee gelyk staan aan mekaar, hoe lyk dit aan die einde van hierdie reeks om ander mense regtig lief te hê? Want baie keer om ander mense lief te hê is 'n mooi gedagte op 'n Sondagoggend. En ons vee trane af en ons gooi miskien 'n geldjie in die offerande sakkie, maar hoe lyk dit prakties om ander so lief te hê dat dit gelyk staan aan die grootste gebod dat ons God moet lief hê? Eerste gedagte kom uit Johannes 15 of 1 Johannes 3 vers 18. Wat ons herinner dat in die Bybel die volgende vir ons sê: "Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met daad bewys word en dan in opregtheid." Die eerste gedagte wat ons skryf vanoggend, en ons sien ook in die storie dat hierdie ouens se liefde was nie net lippetaal gewees nie. Dit was 'n aksie gewees, dat iets van hulle gevra het. So hulle het by mekaar gekom, hierdie 4 vriende, en die Bybel sê het nie vir ons nie, ons lees dit nou hier in die storie in, maar hulle moes by mekaar gekom het. En hulle moes nou hierdie vriend van hulle gesien het wat hierdie behoefte gehad het, wat hierdie uitdaging gehad het, wat verlam was. In die tyd van Jesus om verlam te wees of een of ander liggaamlike uitdaging te hê, was 'n groot storie gewees. Baie keer het mense ook gesien dat iemand wat 'n liggaamlike siekte gehad het of verlam was, het 'n sekere tipe sonde gehad het. Hy was nie goed genoeg gewees nie. Hy het iets verkeerd gedoen, dit is hoekom hy siek is en dit is hoekom hy verlam is. En hierdie vriende kom by mekaar met hierdie ou, wat eintlik so 'n bietjie weggestoot is, 'n bietjie gemarginaliseerd is deur die samelewing van daai tyd, en hulle besluit dat hulle liefde nie net lippetaal gaan wees nie. Hulle gaan iets doen omtrent hierdie situasie. Draagbaar, nie waar hulle hom gekry, maar hulle kry draagbaar, en dan doen hulle iets. Hulle vat hierdie vriend van hulle na Jesus toe. Jou liefde vir ander sal altyd van jou iets vra. Dit sal altyd 'n opoffering wees. Dit sal altyd van jou iets vra om bokant jouself te leef net. Maar ons 'n krag hierin het, wat ons te doen het. Wanneer ons ander lief het, glo ek dan het ons God ook liewer. Die twee gaan so hand aan hand. Maar dit gaan vir jou vra vandag. As jy ander wil lief hê in die praktyk om te offer, om te gee, om iets vir iemand anders te doen en nie net lippetaal nie. Want so baie keer kan ons sê, kyk daai arme ou, jong, dit gaan so swaar met hom. Ag, shame met hom. Ons praat daaroor, dan gaan ons lewens net aan. Ons sien iemand wat 'n behoefte het, of die Here lê op ons hart, en as ons iemand sien wat benood het, en ons in daai oomblik is ons geroer, maar dis alwaar dit bly net lippetaal. Ons sien in hierdie storie van hierdie 4 vriende dat dit net lippetaal was nie. Hulle doen iets omtrent dit. Jesus het gesê, niemand het groter liefde as dit nie. Dat hy sy lewe neerlê vir sy vriende, dat hy vir homself gee vir sy liefde. Die tweede gedagte wat saam met hierdie gedagte gaan, is dat liefde is volhardend, nê? Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen. Jy kan dink, hierdie 4 ouens maak 'n besluit, dit gaan nie lippetaal wees nie. Hulle laai hierdie vriend van hom op 'n draagbaar, en hulle kom na Jesus toe, na hierdie huis toe, en nou sien hulle daar's 'n probleem net. Daar's 'n klomp mense, die huis is vol mense. Dit lyk amper soos daai Edgar's Red Hanger seil net, nee. Jy kan nie in die winkel kom nie, want almal wil iets koop net. Onmoontlik om in te kom. Maar dan sien jy 'n stuk volharding van hulle. Iewers het een van hulle 'n plan. Klim iewers te op, en hy sê, maar luister hier so, kom ons gaan hom deur die dak laat sak. Ek kon gedink het, daar's altyd so ou in die vriendskapkring net, wat sou sê, hierdie is 'n absoluut onmoontlike ding, is jy nou belaglik? Iemand moes dit gevra het. Maar hulle vriendskap is volhardend, hulle stop nie daar nie, so maklik kon hulle omgedraai het. En gesê, maar ons het nou eintlik alles gedoen. Ons het hom gedra, die Bybel sê nie hoe ver het hom gedra nie, hulle kon hom 500 meter gedra het, hulle kon hom 10 kilometer gedra het, maar hulle dra hom, dit vra iets, dis nie lippetaal nie, maar nou kom hulle by 'n uitdaging.
Hulle kan hom nie by Jesus uitbring nie. Dit is so maklik om net daar om te draai en sê, ons het alles gedoen in ons vermoë om te help net. En dis nie wat hulle doen nie. Hulle besluit om verder te gaan, want hulle het absoluut geglo, dat as hulle vriend in die teenwoordigheid van Jesus kom, sal dit sy lewe verander. Ons het gister daaroor gesels net, oor die wonderbaarlike verandering wat gebeur wanneer mense in die teenwoordigheid van Jesus kom. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê die volgende: Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Hy sien ou dinge het verbygegaan en alles het nuut geword. Glo ek en jy regtig vandag as volgelinge van Jesus, dat as Jesus in ons lewens inkom, as ons in sy teenwoordigheid kom, as ons hom liefhet, dat ons regtig waar 'n nuwe skepping kom. Dat alles in ons lewens verander in sy teenwoordigheid net. As ons dit regtig glo, dink ek sal ons mense anders te lief hê. Want die skrif leer vir ons dat ons 'n nuwe skepping word, dat die ou gebrokenheid, die ou stikkindheid, die ou mens, daai goeders is verby en ons word nuut in die teenwoordigheid van Jesus Christus. En daai stuk waarin glo ek, moet 'n dringendheid in die kerk se hart bring, moet 'n dringendheid in my en jou hart bring, om mense by Jesus uit te bring. En ons sien dit in hierdie storie. Hulle stop nie by 'n vol huis nie, daar's 'n dringendheid net. Hulle klim op die dak. Hulle haal die dakteels af. Hulle is besig om iemand se huis heeltemal te verwoes. Weet jy, hoe gaan jy voel as iemand vandag op jou dak klim en jou teels begin uithaal en jou plafon val uit mekaar uit? Want dis wat hulle doen, want hulle het geweet en hulle die stories gehoor van Jesus en heel moontlik het hulle van die wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het. Dat as hulle vriend die liefde van Jesus gaan beleef, gaan daar 'n verandering kom nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles word nuut. Kyk, een ding wat jy van hierdie ouens kan sê nie, dit was jy by ons laaste punt gister, is dat hulle geloof gehad het. Jakobus 2 vers 17 sê, so is ook die geloof. As dit geen werke het nie, in sigself is dit dood. Dat moet werke wees. En ons sien by hierdie ouens dat daar 'n geloof was in Jesus gewees. 'n Geloof was dat hy die potensiaal het en die God is wat alles kan verander. So hier's 4 vriende wat ek glo Jesus lief gehad het. Maar hulle het nie net God lief nie. Hulle het ook iemand lief wat verlam is, wat stikkend is, wat gebroken is. 'n Vriend wat deur 'n moeilike tyd gaan. En hulle besluit om hom te help. Hulle dra hom, hulle stop nie net toe daar 'n uitdaging is nie, hulle klim op die dak, daar's geloof in hulle harte, waar hulle sak hom af en ek kan nogal dink, hierdie sal in enige film 'n vreeslike mooi oomblik wees net, daai oomblik, waar Jesus staan nog in preek en die volgende oomblik, hier uit die dak uit kom 'n ou afgesak in 'n draagbaar. Ek bedoel, daai is die oomblik in die film. En hier is hierdie ou voor Jesus. En ek glo Jesus het opgekyk. En wat sien hy? Seker 4 ouens wat se oë net so groot is. Maar wat gaan Jesus nou doen? Hy het geloof gehad, dat hy hierdie verlamde man, hierdie vriend, hierdie ou wat stikkend is, hierdie ou wat liefde nodig het, sy lewe kan verander. En inderdaad, wanneer ons die storie in Markus lees, dan sien ons dat Jesus hom genees. Maar Jesus gaan verder in die storie, daarmee wil ek afsluit, want dis die krag van liefde. Dat liefde nie net, wanneer ek jy vir ander lief het, nie die tydelike pleister op 'n uitdaging is nie, maar dat dit die permanente antwoord in ons lewens is. Toe Jesus die volgende vir die man sê, en hy sê dit so mooi, hy sê, vriend, jou sondes is vergewe. Jesus gee vir hom nie die geskenk van genesing van sy liggaam nie, maar hy gee vir hom die geskenk van liefde, sodat sy naam in die boek van die lewe geskryf was. Hierdie ou sou dit nie gehoor het nie, as 4 vriende nie bereid was, om 'n vriend te dra, dakteels oop te breek, om geloof te hê, om iets baie dramaties te doen, hulle vriend af te laat sak voor Jesus nie. Sou hierdie ou nooit hierdie woorde van Jesus gehoor het nie. So ek afsluit vanoggend en vir jou 'n vraag vra. Hoeveel mense in jou wêreld waar jy leef, elke dag, het nodig dat jy een van hierdie vriende is, hulle by Jesus uitbring? Bietjie deur 'n paar goeie stoei, bietjie geloof hê, bietjie 'n paar dakteels oopbreek, sodat hulle afgesak kan word in teenwoordigheid van Jesus, genesing kan vind vir hulle gebrokenheid, maar ook die ewige lewe kan beerwe. Jesus antwoord hierdie man, hierdie fariseer in die begin van hierdie storie, waar Jesus vir hom sê,
moet die Here jou God lief hê. Dis die grootste gebod. Dis die belangrikste ding oor liefde. Maar hy gaan verder. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So ek wil jou uitnooi en ek wil jou uitdaag wanneer ons aan die einde van hierdie reeks kom, om met alles wat in jou is om lief te hê. En as jy vanoggend op daai plek is waar jy sê, ek is nog nie daar nie, ek het hom nie lief met alles nie. Ek lees nou en dan van hom, en ek hoor nou en dan van hom, en ek kom nou in die kerk, maar ek kan nie vanoggend sê dat ek sy volgeling is nie. Dan wil ek jou uitnooi om daai besluit te maak vanoggend, om God lief te hê. Want God is liefde. Maar dan wil ek vir jou ook uitnooi, wat Jesus ken, om verder te gaan met jou liefde vandag. En te gaan kyk in die wêreld en die omgewing waar die Here jou geplaas het. Wie verlam is, wie stikkend is, wie seer is. En daai persone Jesus uit te bring. Ek wil miskien iets baie radikaal sê aan die einde van hierdie reeks. Dis die volgende is dat ek dink nie ek en jy kan sê ons het God lief as ons die ander lief het nie. Ek dink daai goed, en Jesus sê dit self, stap hand aan hand. Ek kan nie God lief hê, maar ek gee nie om oor ander nie. Ek leef net vir myself nie. Iets van dit strook net nie met mekaar nie. So mag jy God lief hê, en mag jy jou oë oopmaak om die verlamde mense in jou wêreld te sien, hulle by Jesus uit te bring, en die woorde van Jesus te hoor. Jou sondes is vergewe. Mag die laaste 40 dae, laaste 6 Sondae, jou iets beteken het oor liefde. Mag jy gehoor het van 'n God wat so lief vir jou en vir my is, dat hy sy seun na die gebroke wêreld gestuur het, sodat ons kan lewe. En mag jy uitgedaag wees om hierdie liefde wat in ons harte uitgestort is, die krag van die Heilige Gees te vat in 'n wêreld in. En hierdie wêreld lief te hê, soos wat God ons lief het. Kom ons bid saam. Here, as ons die einde kom van 40 dae, wat ek 'n bietjie lank gevoel het, wil ons onsself posisioneer as 'n gemeente om U lief te hê, met alles in ons harte. Maar wil ons onsself ook intentioneel posisioneer om in hierdie stad van Windhoek, die plek waar U ons geplaas het, Here, hierdie stad lief te hê, hierdie mense lief te hê, die wat almal van wegstap, die verlamdes, die stikkendes, die gebrokenes, sodat ons U kan volg soos wat U gesê het ons moet U volg, deur U lief te hê en ons naaste lief te hê, en die twee gelyk aan mekaar te sit. Mag U liefde heers in ons hart. Mag ons 'n veilige plek wees vir mense om Jesus te ken en om hom bekend te maak. In Jesus naam. Amen. In die hemel is die Heer, en sy glanse soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is
sy woord, soos die water strooi sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon.